Goeienaand en welkom by ons voorbereiding vir die Paasfees. Ons gesprek oor die kruiswoorde van ons Here. Vanaand die derde kruiswoord. Vrou, daar is u seun en daar is jou moeder. Dit is die uur van Jesus se diepste lyding. Hy hang aan die kruis, verlate, verneder, in pyn. Tog is hy nie oorweldig deur omstandighede nie. Tog hang hy nie daar passief nie. Hy bly koning. Hy is besig om doelbewus te doen, te dink, te sien. Selfs in sy sterwensuur neem hy waar wat rondom hom gebeur. Terwyl die soldate sy klere verdeel en die skare hom bespot, sien Jesus 'n klein groepie mense by die kruis staan. Daar is sy moeder, Maria. Ook Maria Magdalena en ander vroue. En daar is Johannes, die disipel vir wie hy lief is. Van al die disipels, net Johannes. Jesus se oë rus op sy moeder. Hy sien nie net 'n vrou in die skare nie. Hy sien die een wat hom in die wêreld gebring het, grootgemaak, liefgehad het. As ware mens het hy ook 'n roeping teenoor haar. Getrou aan die 5de gebod eer hy haar tot die einde toe. Hy weet wat voor lê. Sy gaan alleen agterbly. Haar pad was lank en swaar en nou staan sy by die kruis van haar seun. Simeon se woorde het waar geword. 'n Swaard gaan deur haar siel. Wat gaan van haar word? Jesus het geen aardse besittings om na te laat nie. Maar hy laat haar nie sonder sorg nie. In liefde spreek hy haar aan. Vrou, daar is u seun. En vir Johannes sê hy, daar is jou moeder. Met hierdie eenvoudige woorde skep Jesus 'n nuwe verhouding. Hy vertrou sy moeder toe aan die sorg van Johannes. En Johannes neem haar van daardie uur af in sy huis. Hier sien ons Jesus se versorgende liefde. Selfs in sy diepste nood dink hy aan ander. Hy sien haar raak. Hy gee om, hy voorsien. En dit is ook ons roeping as disippels van die Here. Ons moet ons ouers eer. Ons moet hulle raak sien, nie oppervlakkig nie, maar met 'n hart wat werklik omgee. Ware geloof staan nie los van ons verantwoordelikheid teenoor ons naaste nie. Liefde tot God en liefde tot ons naaste is dieselfde gebod. Jesus sien nie net sy moeder nie. Hy sien ook Johannes en hy kies hom doelbewus. Het is tog merkwaardig dat Jesus nie sy eie broers hier aanwys nie. Die rede is waarskynlik eenvoudig omdat hulle op daardie stadium nog nie geglo het nie. Die band wat Jesus hier skep is nie 'n blote familieband nie. Dis 'n nuwe band, 'n geloofsband. Aan die kruis begin hy 'n nuwe gesin vorm. Hy bring mense bymekaar wat deur geloof aan hom verbind is. Hy maak vreemdes broers en susters van mekaar. Hy sorg dat niemand alleen hoef te lewe nie. In hom ontstaan 'n nuwe gemeenskap, 'n gemeenskap van liefde, sorg en verbondenheid. Dit wys vooruit na wat na die uitstorting van die Heilige Gees sou gebeur. Die kerk van Christus, waar gelowiges vir mekaar sorg en verdra, sou gestig word. Mense van verskillende agtergronde sou in hom een word. En tog, terwyl hy hierdie nuwe verhouding skep, gebeur daar iets nog dieper. Jesus is besig om nie net aan menslike verhoudinge te werk nie, maar hy is besig om die verhouding tussen God en daardie mense te herstel. En om dit te doen, moet hy eers die pad van eensaamheid alleen loop. En daarin gee hy sy moeder oor. Hy maak sy aardse bande met haar los. Hy moet alleen aan die kruis hang, sodat ons en ook sy nooit alleen hoef te wees nie. Selfs Maria moet hier leer. Haar seun is nie net haar kind nie. Hy is haar verlosser. Daarom spreek hy haar aan as vrou. Sy staan by die kruis soos elke ander sondaar, afhanklik
van Jesus se genadige verlossing. Die derde kruiswoord roep ons op. Dit roep ons op om regtig om ons te kyk, om Jesus raak te sien in sy selfopofferende liefde aan die kruis, maar ook om ander raak te sien in hulle nood, om nie verby mekaar te leef nie, maar om mekaar as deel van die nuwe gesin van God te sien en om te gee. Deur sy kruisdood het Jesus 'n nuwe werklikheid geskep, 'n lewe nie net saam met God nie, maar ook saam met die huisgesin van God, 'n lewe saam met mekaar. Mag ons oë oop wees hiervoor, en mag ons harte gewillig wees om dit uit te leef. Goeienaand.